Goeiedag, baie dankie dat jy saam luister. Ons gaan aan met ons wintervakansie aandoordenkings en vandag is ons tema wanneer God stil lyk. Miskien is dit so dat jy nou bietjie in 'n stil seisoen is en dat jy vakansie hou, nie almal van ons kan nou nie of is nou op vakansie nie, baie werk en ons nog skole wat aan die gang is, maar baie van ons is op vakansie, of jy nou is nou of al was, jy weet hoe dit is, 'n mens raak stiller, 'n mens neem bietjie 'n breek van alles. En soms wil dit vir ons as mense voorkom asof die Here dalk 'n breek neem van ons. En is dit regtig iets wat ooit kan gebeur? Kom ons lees Psalm 13 en dan antwoord ons daai vraag. Ons sien Dawid in 'n soortgelyke situasie. Sê, hoe lank nog, Here, gaan U my vir altyd vergeet? Hoe lank nog gaan U gesig vir my verberg? Hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra? Elke dag kommer in my hart. Hoe lank nog gaan my vyand die oorhand oor my hê? Sien dit tog raak, antwoord my Here, my God. Verlig tog my oë, anders sink ek in 'n doodslaap weg. Anders sê my vyand, ek het hom oorweldig. Anders juig my teestander, omdat ek tot 'n val gebring word. Maar ek, op U troue liefde, vertrou ek. My hart wil juig oor U verlossing. Ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. So, as ons hierdie stelling maak, wanneer God stil lyk, of eintlik subjektiewe kleingeloofstelling, wat beteken dit? Elke gelowige beleef tye in hulle lewe waar dit voel asof God stil geword het. Jy bid, maar daai antwoord kom net nie, jy wag, maar die omstandighede verander nie. En dis juist met daardie ervaring waarmee Dawid in Psalm 13 worstel. 4 keer roep hy uit, hoe lank nog, Here? En miskien was jy al daar saam met Dawid op jou knieë, moedeloos, hoe lank nog, Here, ek kan nie meer nie. Maar dit is opvallend dat Dawid nie in sy worsteling wegsteek nie. Hy bring eerlik wat hy beleef voor die Here. En die Bybel leer ons dus dat geloof nie beteken dat ons nooit mag vra en worstelinge en ons sien reg deur die Bybel hoe diep gelowige mense wat lief is vir die Here diep worstelinge beleef. Maar ware geloof hardloop nie van God af weg nie, wanneer hy ver voel nie. Dit hardloop juis na hom toe. Jou vrae, jou worstelinge, jou bekommernisse, jou seer, die Here is juis die plek, juis by hom waar jy dit moet gaan uitstort. Die keerpunt sien ons dan in Dawid se klaaglied in hierdie gedeelte. Hy sê nie dat sy probleme skielik verdwyn het nie. Hy sê ook nie dat hy nou alles ewe skielik verstaan of vrede het of antwoorde vir al sy vrae nie. Maar hy sluit af deur te sê, ek vertrou op U troue liefde, Here. Sy hoop rus nie op veranderde omstandighede nie, maar op God se onveranderlike karakter. En dis waar ons moet leer, dat ons hoop moet ook nie rus op dat al die uitkomste altyd sou wees soos ons presies wou gehad het nie, dat elke ding wat ons wou hê presies in ons skoot sou val nie. Maar in die wete dat dit wat ons die meeste nodig het, is die Here en hy is onveranderlik, onbeweeglik vas besig in ons lewe. In hierdie tye waar dit voel of die Here stil is, kan jy weet, God se verbondstrou is groter as enigiets anders, en is groter as Dawid se gevoelens, en die Here kom nie tot stilstand nie. Winterdae, soos wat ons nou in is, lyk dit stil. Die bome staan kaal en dit lyk asof niks leef nie. 'n Mens sou kon waarneem en sê as ons nou nie geweet het nie, hoe daai boom het gevrek. Tog is die wortel steeds besig om voeding op te neem. En so gebeur dit ook in ons geloof. Daar is seisoene waar God se werk vir ons onsigbaar lyk, waar dit lyk of die Here stil is. Maar dit beteken nie hy het opgehou werk of dat hy van ons vergeet nie. Hy kan nie. Die Here is getrou in sy verbondstrou, in sy troue verbondsliefde het ons alles wat ons nodig het. In die Hebreëus het ons daai woord geset vir die troue liefde van die Here. En ons kan nou so vir jouself soms so, ek weet nou nie, is dit 'n akroniem of wat ook al skep om te sê, oor die Here se troue liefde is ek geset for life. Ek kan weet, my lewe is vas in die Here, dis vasgestel, gehou in die Here. Sy hand is dikwels besig
op maniere wat ons nie kan sien nie. Die Here werk, die Here voorsien, die Here is besig om die pad vir ons lewe in vervulling te laat gaan, en daarop kan ons vertrou en daarin kan ons rus. So, God se stil, soos dit vir die mense hart sou voorkom baie keer, is nie wat ons as mense beleef dit is nie. Die Here is getrou en hy werk altyd. En die Here is altyd besig om sy plan in vervoering te bring. Daarom kan ons gerus wees in die wete dat groot dinge is op pad van die Here is in beheer. Ons hoop dis nie op wat ons sien nie, maar op God se trou. En as jy dalk hierdie vakansie of wanneer ook al in jou lewe deur 'n wagtyd gaan, onthou Psalm 13. Jy hoef nie voor te gee dat alles reg is nie. Jy hoef nie alles binne in jouself te hou en dalk 'n kwaad te begin ontwikkel of 'n wrok te bou nie. Nee, bring dit na die Here. Jesus leer ons juis so dat ons die dinge wat in ons harte en in ons lewens is voor die Vader se voete moet neerdra. Bring dit na die Here toe, maar moenie by die vroeë bly staan nie. Eindig waar Dawid eindig, om te sê, Here, ek het dit nou vir U gegee, en nou vertrou ek op U troue liefde. Ons geloof is uiteindelik nie op wat ons sien nie, maar op God wat altyd getrou bly. Op die wete dat die Here getrou besig is om te werk, dat jy geset is in sy troue liefde, dat hy vir jou uitverkies het, en dat hy die Almagtige nooit slymer of slaap nie, maar dat hy altyd besig is om te werk. Ons kan stil raak, ons kan afskakel, maar die Here slymer of slaap nie, hy raak nie stil nie, hy is besig in ons lewe, besig om sy verbondsplan met ons te laat in vervulling gaan, besig om jou vas te hou, besig om jou te beskerm, besig om jou in sy genade en lief te hê, en met sy genadegawes te oorstort. So daarom kan ons die Here ook prys, en al gaan dit moeilik in ons lewe, en ons sê, Here, ek verstaan nie, Here, dis moeilik, Here, wanneer gaan dit eindig, maar ek eindig nie by hierdie klaag nie, ek eindig by, ek vertrou op U troue liefde, en ons genoeg rede vir lof. So daarom is ons gebed vandag, ons sluit die oë, Here, help ons om nie moed te verloor, wanneer ons nie 'n antwoord kan sien nie, maar leer ons om aan te hou bid, om aan te hou vertrou, en aan te hou vashou in U woord, wat waarheid is en lewend maak. Dankie dat U ons nooit vergeet nie, en dat U liefde en trou altyd onvoorwaardelik bly. Ook wanneer ons dit nie sien of voel of beleef nie, kan ons weet, dis getrou altyd daar, besig om te werk in ons lewe, en ons loof en ons prys U daarvoor, en ons sluit ons gebed af, deur te verklaar en te bely, dat op U troue liefde, stel ons vertroue in Jesus se naam. Amen.